Baie welkom by vanaand se studie uit Openbaring. Ons is in die voorlaaste deel van die 7 dele, Openbaring 17 tot 19. Die vorige ronde het ons na Openbaring 17 gekyk. Weet nie, het dan die 17 gekry? Ek dink ek het nog nie dit gegee nie. Dis hier. Goed, so ons is by 17 tot 19 en vanaand is ons by 18. So kom ons hersien vinnig net in een paragraaf of so 2-3 sinne wat het in 17 gebeur. 17 was die prentjie hoofstuk. 17 het vir ons gewys daar is 'n dier en 'n vrou, 'n sedelose vrou is die mooier woord. Die wat nie so hard klink nie, wat op hierdie dier sit en sy word beskrywe met pragt en praal en dan word beskrywe dat sy sit op 'n dier en hy is op 7 berge. Wie is die dier daar? Wat is die plek wat beskrywe was? Die plek was Rome. Was die plek wat beskrywe was. En ons het gekyk na hierdie sedelose vrou en ons het gekyk wat die Here met haar doen en wat hy toelaat wat met haar gebeur. En as ons omblaai na die volgende hoofstuk, dan is ons by hartseer. Hartseer vir die wêreld. Want ek lees daar die 18de vers van die vorige deel. Want dis die inleidingsvers. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Want die vrou was die fokus. En ons lees dat daar moeilikheid is met haar aan die einde van daardie hoofstuk, maar nou gaan die hele 18 oor haar. Die vernietiging van die vrou. Die vernietiging van die vrou, die groot stad, en die groot stad word hier genoem Babylon. Babylon is die groot stad. So ons gaan kyk na hoofstuk 18 en hy is in so 'n klompie dele verdeel. Eers lees ons die eerste 8 verse oor die val van Babylon. Dan lees ons oor wie reageer daaroor. Daar gaan reaksies wees van die konings. Daar gaan reaksie wees van die handelaars en daar gaan reaksie wees van die seevaarders. En dan is daar nog 'n reaksie wat hier nader aan die einde kom en dan is daar heel op die einde die finale reaksie vanuit die geloofskant. So ons lees eers van die vrou en haar val en jy moet dit so indeel soos ek dit vir daar gegee het. Vers 1 tot 8 gaan Babylon val en dan word daar gesê hoe reageer wie? Vers 19 die konings, vers 11 tot 16 die handelaars, vers 17 tot 20 die seevaders en dan net so bevestiging vers 21 tot 24 hierdie is finaal. En dan die slot. Wie is almal bly daaroor? Wie is almal bly daaroor? En dit is die finale reaksie. Goed. So kom ons kyk na die gedeelte in sy stukkietjies. Maar die hoofsaak is dit. Die vrou wat ons gesien het sit op hierdie draak. Sy heers. Dis vers 18 van hoofstuk 17. Sy heers, en omdat sy heers, is daar 'n groot koninkryk wat saam met haar eintlik leef en die voorbeeld hiervan is Babylon en dis die stad Rome wat verteenwoordigend is van die hele Romeinse ryk vir die eerste eeu. So ons moet dit verstaan, dis die konteks van die eerste eeu. Wat is ons konteks vandag? Ons kom daarby. Die konteks van vandag verskil nie, maar dis nie Rome nie. Jy kan al klaar dink wie is dit?
As ons kyk na waar die invloedsfeer was, die impak van invloed, dan kan ons sien waar is dit vandag. En dit is nie so moeilik om te sien nie, maar jy moet daai verstaan, dan sien jy die volgende. Excuse me, is Babylon Rome? Ja, in die. Ja. Want Rome was die hoofstad van wat se ryk? Die koninkryk van Rome. Die Romeinse koninkryk. Reg. So Rome was die plek waar die keiser altyd was. En vanuit die regering van die keiser oor die hele Romeinse koninkryk was Rome die hoofstad daarvan. En omdat die hoofstad Babylon is die koninkryk geraak deur die hoofstad se gedrag. So, sien dit in daardie lig. Ek sal nou meer verduidelik en ons sien waar pas die res in. Goed. Maar luister ook na die konteks van die vorige deel. Gaan luister na die opname en sien daar waar ons daaroor gepraat het. Goed, vers 1. 'n baie bekende refrein en ons hoor dit heeltyd. Na hierdie dinge en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Die hele gedeelte word in hierdie paar verse eintlik saamgevat. So kyk gou wat staan hier en wat ons dan nou verder lees is net 'n uitbreiding van wat hier gestaan het. So na hierdie dinge het ek 'n engel van die Here van die hemel sien neerdal met groot mag en hy is verlig deur sy heerlikheid. Nou daar's beweringe dat hierdie engel dalk Christus was. Dis onseker, maar 'n engel van die Here gee die boodskap soos gewoonlik. Dit kry ons reg deur. En met 'n groot en kragtige stem sê hy: Geval, geval het die groot Babylon, dit het geword 'n woonplek en hierdie is belangrik. Hierdie plek Babylon het 'n woonplek geword van duiwels, 'n versamelplek van allerlei onrein geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Nou die eerste deel praat oor duiwels en onrein geeste. Hoekom voëls? Dis nou snaaks hier nou. Hoekom is die voëls daar? Wat was die konteks van onrein diere in aanbidding? Kon jy onrein diere gee vir 'n offer? So die saak van onrein is godsdiensgebonde, nie aanvaarbare godsdiens nie. So jy hoor in die eerste deel nie aanvaarbare geloofsverhouding nie, want duiwels en geeste, watter geeste? Wat staan daar? Versamelplek van allerlei onrein geeste. En dan word die woordjie onrein weer gebruik in terme van die voëls, haatlik. En dan gaan dit oor offerhoedanigheid. So dis Ou Testamentiese agtergrond. So kom ons vir jou altyd sê, jy kan nie Openbaring lees as jy nie die Ou Testament in die agtergrond lees nie, want anders lees jy in wat nie bestaan nie. Ou Testament het klaar vir jou verduidelik van hierdie goed. Hierdie goed is alles bekende goed. As 'n onrein ding vir aanbidding aanvaarbaar gemaak moet word, dan sê die Here jammer om te hoor. Dit bestaan nie. Dit is nie aanvaarbaar om iets onreins te bring as 'n offer nie. So dit is nie aanvaarbaar om 'n onrein saak te gee as aanbidding nie. So wanneer die duiwels en die onrein diere selfs betrokke is by lewenswandel, dan praat die Here van onreinheid. So wat is Babylon se plek? Ons het einde van die vorige keer het ons gepraat oor Genesis 11. 11 is die toring van Babel. En Babel het die simbool geword van opstand teen God. En wanneer ons opstand teen God en Babylon met mekaar vergelyk, is dit dieselfde plek. So dit maak nie saak waar jy vandag vir Babylon soek nie, maak nie saak waar jy vandag vir die mense van Babel soek nie, dit is altyd 'n opstand gedrewe ding. Dis altyd die fokuspunt van opstand.
En daardie opstand teen die Here is Babylon se fokuspunt. En Babel van Genesis 6, nie noodwendig dieselfde plek nie, maar dieselfde simboliese raamwerk. Dan verstaan ons, die Here bedoel elke plek wat soos Babel van ouds gefunksioneer het, daar waar die toring gebou is, later 'n plek soos Sodom en Gomorra word in dieselfde konteks gegee, plek van opstand teen die Here. Dan word Kanaan weer volgende gewys as die plek van opstand teen die Here. Wanneer die banvloek gebruik word, is die opstand teen die Here gewoonlik daar dieselfde saak. En ek het in die week wat nou verby is gepraat oor waar die banvloek inpas, as ons kyk na die intog in die land Kana, soos Josua dit verduidelik. En hier sal daaroor in die prediking ook, waar ons dan sê, die Here gebruik die banvloek om die land te verower, omdat hy die geloofsafvalligheid, die godsdienstige afvalligheid vernietig. En ons sien Jerigo wat vernietig word, weens hulle ongeloof, as 'n simbool van God se oordeel oor ongeloof in die wêreld. Maar hy doen dit ten dele. Iets wat ons in Openbaring gesien het met die pla, met die uitgiet van die oordeelsdade van die Here. Hy gee dit uit, maar ten dele. So wanneer ons dit raak sien, moet ons verstaan wat ons hier sien. As God sê, dis klaar met Babylon, dan bedoel hy, daardie plekke van opstand se tyd het gekom om nou meer afgereken te word. Die Amerikaanse geskiedenis is nou lekker in die fokus. Wie het gehoor van die opstande in Minneapolis, of wat is die pleksnaam? Wie het gehoor van die opstande? 'n Liberale opstand teen immigrasie wetgewing. En hoe lyk dit in Teheran, daar in Iran? Selfde storie, maar daar's iets anders. Dis die onderdrukking van die mense wat bly in Teheran, wil nie meer daardie man wat nou die leier is, daar hê nie, en nou word daar opstand gereël. Nou, wat word altyd gekoppel aan opstand? Hoe lyk opstand altyd? Mense wat kwaad raak en beklei, reg. So die weerstandsaspek van opstand is iets wat mense altyd sien by die mensdom. En die gevalle wat nou genoem is, die FSA een is nogal interessante een, dis basies regs teen links, dis basies liberaal teen konservatief. Dis die twee wat teen mekaar stoei. En by die moslim gedrewe wêreld is dit nou iets anders. Dit gaan oor jare se onderdrukking en wat hulle ook al daar doen. Maar die saak is, een sien die ander kant is boos, en die ander een sien weer die ander kant is boos, maar dis hierdie lig teen duisternis tipe opstand. Nou Babylon se opstand, gemeet aan vandag se wêreldlike opstande, is geloofsopstand. Jy moet dit verstaan, vandag se opstande wat ons in die wêreld sien is geloofsopstande. Want die geloof van die linkses of die liberales in ons wêreld vandag is die donker kant van geloof. Dis mense wat veral sê, maak kinders dood. Abortus is aanvaarbaar. Dis mense wat sê, daar is nie wetgewing nie. Daar's nie reg en geregtigheid nodig nie. Dis nogal die saak wat in die FSA nogal die lig teen donker kant wat nou lewe. En dan aan die ander kant wat in die moslim gedrewe wêreld gebeur, is Islam is besig met die donker, maar hulle soek lewe en hulle soek aanvaarbare lewensomstandighede. Hulle veg teen superinflasie, hulle veg teen net om in die lewe te bly en sê, maar die regering vat al die geld en ons kry niks. Dis meer marxisties of iets soos ons in sosialisme kry vandag, wat ons in Suid-Afrika ook kry. Wanneer iemand vir jou sê in kommunisme of sosialisme, dat jy almal moet gelyk hê, maar nou die wat baie gelyk is, het baie meer as die wat ook gelyk is, wat baie min of niks het nie. Dis presies wat daar gebeur. So sosialisme teenoor 'n marxisties teenoor 'n ander tipe ekonomiese stelsel wat in die FSA leef, is twee kante van die wêreld se maniere van opstand. Maar ek sien meer lig en duisternis in die FSA kant as wat ek in Iran sien. Maar weer die opstande word altyd op dieselfde manier gedoen
Dis 'n geveg teen 'n regering. Dis 'n geveg teen 'n bepaalde moondheid. Nou, wanneer as ons kyk na opstand soos dit nou vandag in die wêreld lyk en hoe het opstand gelyk in Genesis 6, hoe het opstand gelyk in die dae van wat sê volke wat opgestaan het, het soveel opgestaan. Elke keer kyk ons na die Here is lig en hy bring lig en daar is duisternis en hy verwyder die duisternis. Nou wat hy gaan doen met Babylon en dit gaan hy doen met die wêreldse Babylon. En dit is die eerste sleutel wat ons moet verstaan. Die Here gaan dit doen met die wêreldse Babylon. Die eerste Babylon wat in die eerste eeu identifiseer was Rome. Wie was die koning van Rome? Die keiser. En die keiser het homself naderhand verklaar as 'n god. Nou wie is die donker nou daar? Want nou sodra dit 'n geloofsaak teen die Here word dit donker of lig. So of jy is vir die Here of jy is teen die Here. En as jy teen die Here is, nou kan ek dit meet aan die konteks in FSA en die konteks in Islamwêreld. Hulle veg nie 'n geloofstryd teenoor die Here nie. Hulle besluit wie hulle wil doen soos hulle wil. Wanneer ek teen die Here in opstand is, soos die keiser in die eerste eeu was, dan word ek die Here se vyand. En as ek so leef dat die wêreld binne die keiser die godheid van die mens moet sien, dan is daar mos nie meer 'n God van die hemel nie. Dan is die Here se vyand maklik. Jy, Babylon, is die vyand. En wanneer die vyand besluit, maar ons gaan ook die wat glo in die God van die hemel vervolg, dan word jy 'n groter vyand vir die Here. En dit sien ons raak met Babylon. En jy gaan dit nou sien soos dit uit was. En jy moet vir my 2 groepe maak. Werkers of medewerkers van die donker, en julle aan die einde gaan jy die lig sien, die van die medewerkers van die Here. So jy gaan 2 groepe sien, is 'n baie lang lys van donker, en dan sien ons aan die einde 'n kort lysie van die lig. 'n Groot klomp mense, noem hulle maar die anti-kris en die valse profeet, aan die een kant, en die kinders van die Here aan die ander kant. Dan moet jy 'n ander konteks ook bysit. Jy moet die merk van die dier begin verbind as die geloofstryd teen die Here en die merk van Christus as die gelowiges vir die Here. Die met die merk van Christus en dan moet jy hulle vir my in mekaar sit en ek wil hierdie gedeelte moet vir u begin oopgaan in daardie konteks. Want ons het nie verniet in Openbaring 13 gelees van die merk van die dier nie. Want wat het daar gestaan? Wat as jy die merk van die dier het, wat gaan jy as jy nie die merk van die dier het nie, wat gaan jy nie kan doen nie? Jy gaan nie kan koop en verkoop nie. Nou wat is koop en verkoop anders as handeldryf? Wat is die effek van koop en verkoop op die mensdom? Die verkryging van goedere en uiteindelik die verkryging van geld. As jy aan die verkoopkant is, kry jy die geld en as jy aan die koopkant is, kry jy die kos. Reg. Maar as jy in die stelsel is, moet almal kan koop sodat hulle kan leef, né? So jy moet geld hê sodat jy kan doen. As jy nie het nie, wat word jy genoem? Arm. As jy het, wat word jy genoem? As jy mooi goed het, wat word jy genoem? Baie ryk. As jy net gewone goed het, word jy genoem? Arm. Ja, is 'n baie leliker woord, maar arm. So, sien vir my gou raak en dit is die inleidings, ons gaan vinnig daardeur lees, maar jy gaan nou sien, want die lys is nie moeilik om te verstaan nie, maar jy moet verstaan wat gaan nou gebeur. Ons kyk na Babylon se vernietiging. Die eerste 3 verse het gesê wat het gebeur en het klaar gebeur. As dit gesê is dit gesê. Die Here sê net in vers 2 geval, die groot Babylon het geval. Dit het 'n woonplek, 'n plek van boosheid. Klaar, 'n plek van donker. Ek het gepraat van donker en lig. Dit het geword 'n plek van donker. 'n Woonplek van al die donkerstes van die donkerstes. En dan 3, wie het daaruit iets geput? En hier wil ek jy moet die merk van die dier daarby voeg. Want as jy toegang gehad het, kon jy doen. Met wie moes jy deel om die merk van die dier te kry? Die dier. Want wie moes jy deel word om toegang te kry tot die funksies van die dier?
Jy moes by die dier die merk kry sodat jy kan deel in die funksies van die dier en die vreugdes van die dier en die wonderlikheid wat die dier vir jou gee. Maar jy weet nie waar gaan dit eindig nie. Jy weet nie dit gaan eindig by die vuurpoel nie, maar jy dink jy is aan die goeie kant as jy die merk vat. Maar die merk is 'n geloofsteken. Net soos die merk van Christus 'n geloofsteken is. So die geloofsteken wys ek vereenselwig my met die plek van donker en wie is hulle? Vers 3 sê al die nasies wat gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, dis Babylon sin. Dis daai vrou. Van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en van die konings van die aarde, nou daar's die maghebbers, konings, wat gaan konings doen met baie goed? Hulle gaan nog meer goed kry. Wat gaan hulle doen met baie geld? Hulle gaan nog meer geld kry. Wat gaan hulle doen met die rykdom van die aarde? Hulle gaan dit gebruik vir hulle gewin. Wat gaan hulle doen met die wat opstandig is teenoor hulle? Met ander woorde, die wat glo in Christus Jesus en nie glo in die keiser nie. Hulle gaan sê, julle moet glo in die keiser. En as julle nie doen nie, dan voer ons julle vir die leeu's. Dis wat gebeur het met die eerste eeuse Christen. Hulle het jou doodgemaak. Maar jy het nie die merk van die dier nie. Jy kan nie koop en verkoop nie, ons beheer die handel. In hierdie stad sal jy nie koop nie. As jy nie sê die keiser is God nie. Dis die praktiese van die konteks van die eerste eeu. En dis die raamwerk waar binne Openbaring gegiet word vir die eerste eeuse gelowige. Jy kan nie lewe as jy nie sê die keiser is God nie. Dit is 'n groot saak, en dit is 'n handelssaak, dit is 'n lewenssaak. Maar ook is daar nog iets wat saam met die konings geloop het. Die leefstyl van die stad, die veiligheid van die stad, die sedeloosheid van die stad, wat toegelaat word om te doen in die stad, wat die konings gedoen het, wat hulle onderdane gedoen het, en wat die gemeenskap doen, is sedeloos. As jy sien die hoerery van hierdie saak is groot, soos dit nou daar staan in die 53 vertaling. Daar word genoem die konings van die aarde het met haar hoereer, met ander woorde het gedeel in haar onsedelikheid, en die handelaars, met ander woorde hulle wat kon sake doen, omdat hulle die toegang gehad het, kon deel, en hulle het ryk geword deur die mag van haar weelderigheid. En wie het nog ryk geword? Die derde groep wat gaan reageer, die seevaders het ryk geword, want alles het beweeg, wêreldwyd, met die see. So jy gaan sien hoe kom hulle name daar staan. So jy gaan konings daar kry, jy gaan handelaars daar kry, en jy gaan seevaders daar kry, en hulle koppel aan die handel. Die handel word deur die handelaars en die seevaarders, want hulle was ook handelaars, gedeel. So daar's twee groepe wat gedeel het, die regeerders, en lees gou vir my, Openbaring 6. Openbaring 6. Vanaf vers 15 tot 17. Jy kan dit merk by hierdie gedeelte. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes. Kyk mooi, die konings van die aarde, ons het praat nou van hulle, en die rykes, die grootes en die rykes, en die owerstes oor 1000 en die magtiges, en al die slawe en al die vrye mense. Nou daai groepe mense het ons, toe ons daardie deel behandel het gesê, dis almal in die samelewing. Kan jy sien, daar's hoë vlak en daar's lae vlak. Die hoë vlak is die invloedrykes, en die lae vlak is die wat ondergeskik is aan die hoofmanne, maar dis die mense wat toegang gehad het, want hier word hulle vervolg. Dis die einde van die tyd. Dit is die laaste dag. Dit is wanneer die klok lui en die wederkoms plaasvind. Wat doen hulle? Hulle sien die wêreld, vers 12 tot 14, sien hulle is besig om te vergaan, en dan begin hulle vlug. Hoor wat sê hulle? Hulle het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, met ander woorde vir die Vader, en vir die aangesig van hom, en vir die toren van die lam, dit is Christus, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Daardie gebeurtenis is nou ook besig om te gebeur. Ek het vir gesê, die goed loop gelyk lopend, né? Daai was die aardse stryd, daar's aardse konings genoem, en hier verbind die Here die woord van wat hy gesê het reeds, weer met Babylon, wat 'n aardse koninkryk is.
So, jy moet nie hierdie goed los sien nie, dis aan mekaar. 'n Aardse koninkryk, en wie is konings? Al die maghebbers. En wie is in hulle stede? Al die boosheid. En wat het toegang het hulle, selfs die vrymense en die slawe, het toegang tot die boosheid. Maar hulle het 'n merk van ongeloof. En hulle het vrypas van die hele koninkryk is gemaklik met hulle. Kan jy die donker hoor wat lewe? En as die oordeel van God dan kom, dan is die konings hartseer, want hulle sien dit begin nou gebeur, die konings word hartseer, die handelaars en die seevaders word hartseer. Reg, dis die eerste 3 verse. Nou is daar net reaksie op hierdie 3 verse. Vers 4, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, nie tot by vers 8 en dan eers kom die reaksie, my fout. Die volgende is 'n versoek. Nou, dink gou vir my aan Sodom en Gomorra. Wie was die man wat die stad moes verlaat? Wat was sy naam? Lot. Lot en wie almal moes die stad verlaat? Sy vrou en sy 2 kinders moes die stad verlaat, sy 2 dogters. Het hulle uitgekom? En toe? Toe kom sy vrou nie uit nie. Ja. Wie is lief vir sout? Sy was lief vir sout. Sy was sout. Sy verander in 'n soutpilaar omdat haar begeerte was na die stad. Haar begeerte was terug na dit wat daar was in die stad. Wat was haar straf? 'n Ewige oordeel oor sy verlang het na die stad. Wat sê die engele van die Here vir hierdie man Lot? Kom uit hierdie stad. Tyd is min. Moenie nou verder talm nie, kom uit die stad. God gaan hierdie stad verwoes. Hy gaan hierdie stad verwoes, want die sonde van hierdie stad het vol geword. Hoor ook Genesis 6 tot 9. Hoor die vloed. Die sondes het vol geword. Die vernietigende aard wat die Here, of die vernietiging van die Here oor sonde is 'n geweldige saak. En jy moet nooit banvloek in 'n ander konteks sien nie. Wanneer die Here banvloek toepas, vernietig hy die sonde. Hy vernietig die mens saam met die sonde. Hy maak dood die donker binne in die lig. Kyk mooi na Israel se wetgewing ook. Ons het dit al 'n bietjie hanteer met die burgerlike wetgewing. Wanneer die Here byvoorbeeld vat 'n saak soos onsedelikheid, wanneer daar ontrouheid is tussen as 'n vrou of 'n man buite die huwelik gaan en dan geslagsgemeenskap met 'n ander vrou het, dan word daar die 2 mense wat die geslagsgemeenskap gehad het, word dan gedood met klippe. Hoekom maak die Here dan die oorspelers dood? Hy wis die sonde uit en verwyder, en daar's 'n frase, die Here verwyder die dood uit die volk. So hy verwyder hierdie ding, dat die mense kan sien, moenie dit doen nie. En hy suiwer. So wat staan hier in vers 4? Dis in vers 4 in hoofstuk 18, Openbaring. Ek het 'n ander stem in die hemel hoor sê, gaan uit haar uit. Met ander woorde, gaan weg van haar af. Wie sy? Die stad Babylon. My volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Want haar sondes, vers 5, reik tot aan die hemel. Met ander woorde, dis nou naby aan God en dit moenie wees nie. En God het haar ongeregtighede onthou. Vers 6, vergeld haar soos sy ook julle vergeld het en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as konings en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger. Ek gaan eers daar stop, tot by vers 7. Kom ons kyk gou na die tug. Die tug is 'n praktiese toepassing van die saak wat die Here hier doen. Jy het al gehoor van ban, om iemand uit te ban. As jy uitgeban word, met ander woorde, as jou sondes so hardnekkig bly
dat die kerk jou moet afsny. Hoekom doen die Here dit met sy kerk? Hoekom laat hy die bruid 'n sondige afsny wat in die gemeente was? Hoekom laat die Here dit toe? Dis reg. In 1 Korintiërs 5, jy kan dit neerskryf. 1 Korintiërs 5 word gepraat van die suurdeeg wat moet uitgesuiwer word. Want die suurdeeg deursuur die hele brood. So wanneer die suurdeeg uitgehaal moet word, dan gaan dit oor die invloed wat sonde op die gemeente het. So as daar, en daar was 'n gruwelike sonde, ek gaan lees dit veral in die 83 vertaling of een van die betekenisvertalings, dan sal jy baie mooi sien, die aard van die verhouding wat daai man gehad het met daai vrou is 'n verhouding met geen man met daai verhouding vrou moet hê nie. Want dit is familieverhouding, dis soos 'n naby verhouding, dis nie reg nie. Daar's groot fout daar. En dit word aanvaar in die gemeente in Korinte, en dan sê die apostel, gee oor aan die duiwel. Hoekom? Ek sny jou af, ek sê, gaan liewer weg, en dat die gemeente nie hierdie skade kry nie. 1 Korintiërs 11 praat van 'n soortgelyke saak, wanneer die nagmaal onteer word, wanneer die nagmaal op so 'n wyse gebruik word, dat mense die nagmaal net gebruik en nie verstaan wat hulle doen nie. Sommige word dronk en ander is versadig, ander party kry nie eens van die brood nie, dan is dit nie nagmaal nie. Want die tekens wys nie na Christus nie, en dit gaan nie oor Christus nie, dit gaan oor versadig word en dronk word, en eet en drink alleen, dit gaan nie oor die Here nie. Dan sê die apostel vir die gemeente daar, mense, daar's nou 'n goeie rede hoekom daar al van julle mense dood is. Hoor mooi, dat daar mense gesterf het in die gemeente, want julle maak van die nagmaal iets anders as wat dit moet wees. En as die nagmaal dan onteer word, word Christus onteer, en as Christus onteer word, word hy nie gereken as God nie, en as hy nie as God gereken word nie, as jy moet afgoderry besig, en as jy moet afgoderry besig, sê die Here, jy hoort nie in die kerk van Christus Jesus nie, dan gooi hy jou dood. Ou testamentiese klippe. Hoor jy wat tug is? Tug is om die sonde te verwyder uit die gemeente. As ons stryd nie teen sonde is nie, onthou, dis die sonde, dis die daad wat die Here aanspreek, nie die mens nie. Jy dra in jou 'n karakter, maar jou sonde is 'n simptoom van wat? Van gebrek aan bekering. So wat wil die Here hê moet met jou gebeur? Dis beter, sê Christus, dat jou arm afgekap word as hy vir jou 'n struikelblok is. Jy kan sonder 'n hand hemel toe gaan. Jy kan sonder 'n oog hemel toe gaan. Maar jy gaan nie met 'n oog wat bly sondig hemel toe nie. Die Here suiwer jou liewer deur af te sny wat nie pas nie. Hy reinig jou dat jy nie meer is wat jy was toe jy in jou sonde bly lewe het nie. So hy vat dit liewer weg. Dat jy dit nie Ekskuus. Hy vat dit liewer weg dat dit nie meer is nie. Want as dit is en jy bly aanhou daarmee, dan sal die Here jou moet laat sterf. Hoor mooi. Hy suiwer jou liewer en reinig jou op jou aardse weg, dat jou ewige 'n volmaakte is. Wat sê vir die kerk van Jesus Christus in hierdie deel? Gaan uit die stad terwyl jy kan. Vlug weg van die donker terwyl jy kan. Want daar is 'n tyd wat gaan verbygaan, en dis genadetyd. En dan kom die water soos in die tyd van Noag. Kyk maar na 2 Petrus 3. Die oordeelsdag word so verduidelik. In die tyd van Noag het die water gekom, en party mense het nog gaan trou, het nog aangegaan met hulle lewe, wat 'n onsedelike lewe hulle ook al gehad het, hulle daarmee aangegaan, en dit gaan weer gebeur in die dag van die oordeel. 2 Petrus 3 is baie helder oor hierdie saak van die skielikheid, net soos Jesus daaroor is in die profetiese rede in Matteus 24. Dit sal baie skielik gebeur. As dit gebeur, dan is dit so. Nou, gaan uit haar uit, my volk, sê vers 4, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Want die vergelding is op pad en die oordeel is op pad. Dis wat die verse tot en met vers 7 gesê het.
Want sy gaan nou kry wat sy gegee het. Sy gaan nou 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand kry. Tand is nou nogal vanaand gepas. 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So dit wat jy gedoen het, in dieselfde wyse wat jy gedoen het, gaan met jou gedoen word. Babylon gaan nou kry wat sy gegee het. Presies dit. En as jy ons hoor dubbel, beteken dit voluit. Beteken volledig. So wat sy gegee het, gaan sy volledig terugkry. As sy geoordeel het en mense veroordeel het valslik of onregverdig, sal sy gedood word. En dit gaan gebeur. Dit gaan verseker gebeur. Dan vers 8. So daardie stukke tot by vers 7 sê dit, sy het gedoen wat sy nie moes nie, daarom gaan haar oordeel kom. Jy kan sien dit brei uit op wat vers 1 tot 3 eintlik gesê het, maar dit is nog, wat gaan nou met haar gebeur? Dan vers 8 sê dan, daarom sal haar pla op een dag kom. Hoekom een dag? Dit gaan vinnig wees. Reg. Dit gaan vinnig wees. Jy sal later die woordjie hoor 1 uur. 1 uur. Sien nou hier 1 dag, maar dit sal vinnig wees 1 uur. Die kortste tyd wat in die antieke wêreld beskrywe was 1 uur. Dis is vir ons in 'n sekond. As ons praat vandag van, dit vat ons 'n sekond, dan is dit wat bedoel word. Dit het baie vinnig gebeur, en dit gaan baie vinnig gebeur. Daarom sal haar pla op 1 dag kom. Dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. So wie gaan die oordeel laat voltrek word? Die Here self. Goed, so vers 1 tot 8 sê dit verby vir Babylon, en almal wat in haar donker bly, en almal wat vrug getrek het of voorspoed gehad het uit haar donker wêreld uit. En omdat sy gegee het, gaan sy terugkry. Dis in kort presies wat in die eerste 8 verse staan. En dan vanaf vers 9 die reaksies. Die eerste reaksies is die konings. Hoor maar wat sê die konings. En die konings van die aarde, nou wat, hulle het die mag gehad, né? So, en die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur, daar staan dit, in 1 uur het jou oordeel gekom. Die konings van die aarde wat deel gekry het, want hulle het mag gekry, wat was die horings se werk gewees van die anti-kris? Wat was die horings se betekenis van die anti-kris? Mag. Wie dra al die mag? Die wat die mag ontvang. Wie word verkies tot mag? Konings. Nou is hulle hartseer. Jammer om te hoor, sê die Here uiteindelik daarom oor hierdie saak. Jy het gedeel, jy het weelderig geleef. Nou huil jy. Jy huil nou. Jy sien die rook van haar verbranding. Nou staan jy ver weg. Hoekom staan hierdie koning skielik ver weg? Hoekom kruip hulle so weg agter die saak? Waarvoor is hulle nou bang? Want wat haar tref, kan hulle tref. Want waar begin die Here? Hy begin by die grootes en gaan hy na die kleintjies toe. Waar het hy begin in Openbaring 6 wat ons gelees het? Met die grootes begin en het afgegaan tot op die kleintjies. So wie gaan hy uitlaat? Ai. So, dis hoekom hierdie hele staat van Minneapolis, of die stad Minneapolis, daai hele streek, hoekom dit so wonderlik is, want ons kyk na aardse reg en aardse geregtigheid. Aardse geregtigheid is so goed jy dit kan ontbloot. Dis seker van die grootste bedrog in die wêreld tans. Ek weet nie, daar kan seker nog groter wees, maar as jy sien wat hulle ontbloot, dan kan jy nie glo hoe misdaad hand oor hand kan toeneem oor dekades. En hierdie was eintlik in 'n tydperk van 5 na 7 jaar, wat jy kan sien hoe dinge geweldig toegeneem het. En as hulle dit nou oopkrap, is dit die groot monster, wat eintlik klein begin het. Maar dis hoe dit werk. Want wat gebeur as 'n forensiese ouditeur
na finansies kyk. Maar dis nou wat hier gebeur. Hulle kyk na elke transaksie en dan wys hierdie transaksie na die ding toe. En die ding wys na daai ding toe en dan wys hierdie ook na daai ding toe en dan wag, hier's nog, as baie. Alles wys hiernatoe en as jy daar kom sê maar hier's nog 'n ding. Dan gaan daar nog 'n stukkie weg na die toe en na die toe. En dan sien jy hierdie groot netwerk. En dan kom jy agter hoe groot is die probleem. En dan vra ons, maar sal hulle ooit alles kan uitvind? Op aarde nee. Nou vra ons, wie is die een wat alles weet? Hoe kan hy van bo tot onder alles uitsorteer in 1 uur? Simbolies gesproke. Want hy het gesien toe die transaksie gedoen is gemerk. Hy het gesien toe daardie transaksie gedoen is, dis gemerk. Hy het gesien toe daardie twyfelagtige karakter dit gedoen het. Hy het gesien toe daardie moord plaasvind. Hy het gesien toe daardie dwelm veroorsaak het dat hierdie persoon sterf van 'n oordosis dwelms. Hy het alles gesien. Hy weet wie die dwelm verskaf. Hy weet wie die geld in hulle sak gedruk. Hy weet wie in hulle paleise gaan bly. Hy weet alles. En wat sê die mens dan? Dis nie ons skuld nie. Dis nie ons skuld nie. Op hierdie dag gaan alles oop en sê, maar jy het dit en dat gedoen. En die lys staan so voor jou oop. Jou klagstaat word in 'n oogwink vir jou voorgehou en jy is weg. Wat is die oordeel anders as die groot regter wat nie omgekoop kan word nie? Kom wys die wêreld vol donker en duisternis en boosheid en duiwel wie God is. Dis wat gebeur. So hoekom is die konings eerste hartseer? Want hulle het die meeste gekry. Dan vers 11. En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Koopware van goud en silwer en edelgesteente en parels en wynlinne en purper en skarlaken en allerlei geurende hout en allerlei voorwerpe van ivoor en allerlei voorwerpe van kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk en al die blinkende en die skitterende dinge van jou het van jou gewyk en jy sal dit nooit weer kry nie. Vers 15 en die handelaars in hierdie dinge wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, omdat daar in 1 uur soveel rykdom verwoes is. Sjoe! Hoeveel goed is daar in daai lys gegee? Ken nie van daai goed? Ons ken al daai goed. Dis goed wat algemeen voorkom in die wêreld. Die goedere is waardevolle edelgesteentes. Materiaal, kleding, skaars materiaal, speserye, reukwerk, vee en ander diere en slawe en mense siele. Mense siele, wat? Waarmee was julle besig? Julle is die handelaars. Verduidelik my, hoe handel dryf jy in siele? In mense siele. Dis die donkerste van gebeurtenis, wanneer jy steel by iemand anders, hulle kind, jy gaan verkoop hulle vir iemand anders. En dit gebeur vandag nogal baie. Wanneer die handelaars, en nou wil ek hê, moet jy nou gaan kyk, merk van die dier. Dit is 'n baie belangrike deel van die ongeloof. Waar lê etiek in handel? Hier is 'n baie belangrike vraag. Waar lê etiek? Met ander, etiek beteken die beginsel van reg en verkeerd, en Christelike etiek is volgens die wil van die Here. Waar lê etiek in die wêreld wat nie die wil van die Here as die geloofsbasis het nie?
Wat is reg en verkeerd in die oë van mense wat 'n ander God aanbid? En ek het dit in die vorige ronde ook genoem. Want ek wil hê jy moet verstaan, wat is die beginsel van besluitneming? As ons vandag praat oor lewe en dood, is dit maklik om te sê, my hond kan lewe, maar ek kan my ou mens ook uitsit. Ekskuus? Ja, ek kan my hond eerder laat lewe, want die diere is dan baie meer werd, maar hierdie tannie is nou baie oud, en sy kos ons staat eintlik verskriklik baie geld. Miskien moet ons haar lewe ook maar verkort, en dan doen ons soos wat al gewettig is, in dele van die wêreld, genade dood. Is mos maar net 'n inspuitingkie. Die Bybel sê dis moord. Ag maar, die kind was dan gediagnoseer met moontlike Down-sindroom. Dis kan maar aborteer. Is nog nie gebore nie, so is nog nie mens nie. Ons kan maar aborteer, ons kan maar aborteer. Ons praat mos nie van die woord iets anders nie. Maar dit beteken ons gaan doodmaak. Die Bybel sê dis moord. Die Bybel sê is moord voor jy gebore is, want jy het klaar lewe. Konsepsie is lewe. Bybels gesproke. En wanneer kan ek die ou mense lewe neem? Nooit nie. Ek kan niemand se lewe neem nie. Die Here het mag oor lewe en dood. Ek kyk van dit 'n Bybelse lewens- en wêreldsbeskouing na lewe en dood. As 'n ander God my God is, hoe beskou ek aborsie? As maar net 'n ongemaklikheid. Hoe beskou ek die lewe van 'n mens wat senior of bejaard is of selfs siek is? Beskou dit as nutteloos, net is maar net nog 'n dier. Maar dan staan daar, jy's inhumane as jy iets aan diere doen. Die woordjie maak nie eers sin in Engels nie. Want die diere word meer menslik geag as mense. Want daar is 'n siening dat die mens nie mens is nie. En dis 'n onbybelse siening, is 'n ander geloof wat so kyk na 'n mens. Want God het ons nie gemaak nie, sê die ander geloofstelsel. Jy sien dit raak. Wanneer jy vashou aan rykdom bo mense, dan hou jy vas aan 'n ander geloof. En hierdie mense hou vas aan 'n ander geloof. Hierdie handelaars het verkleefd geraak aan hierdie vrou se wêreld. En hierdie wêreld het hulle ingesluk. En Rome het 'n voorbeeld geword van totale hedonisme. Hedonisme is die groot woord wat beteken genotsgodsdiens. Genotsgodsdiens was Rome se groot ondergang. Dit was. Hulle het geniet om te sien hoe vang die leeu's die Christene. Hulle het dit geniet. Dit was hulle heerlik om te sien hoe sterf iemand. Wat? Was die lewe niks meer werd nie? Nee, wat? Dis lekker. Ons sit in die Colosseum en ons kyk hoe vang die leeu's hulle. Kyk die fliek Gladiator. Wat het hulle gedoen vir vermaak? Die storie is redelik korrek. Wat gebeur het in daardie tye? Nee, die koppe van die Romeine was nie lekker nie. En vandag, wie die fliek Hunger Games gekyk? Dis 'n konsep, toegepas op 'n futuristiese wêreld. Wat? Waar gaan ons heen? Dis wat die fliek wil voorstel. Vandag maak dit nie saak wat 'n mens is nie. Dink bietjie, kyk bietjie rond. Hier's twee sake. Die konings is hartseer, want hulle geld en mag het hier geleef in Babylon. Die handelaars is hartseer, want hulle leefstyl was gefinansier met die donker. En wie gee om of jy 'n kind doodmaak sodat jy die bloed kan kry, om iets te maak daarvan om langer te lewe? Dis 'n stelsel daarvan. Dis lelike goed. Wie gee om as hy kinders ontvoer en uitlewer vir seksslawe? Wie gee om? Ons maak geld uit. Nee mense, 'n ander God wat regeer is 'n donker. Dis die wêreld waarin ons leef, maar die Here het 'n saak oor hierdie wêreld. Jy kan nie handel dryf soos jy wil en God se eer staan nie meer voorop nie. Reg, jy's 'n ander God is in die lewe. Reg, ons sluit die laaste deel. Dis nou die handelaars van die see. So die handeldryf, soos die eerste 3 verse gesê het, is nou handelaars en die seevaarders. Nou die seevaarders, as
sien ons by vers 17. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat op die see bevaar, het ver weg gaan staan en uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklaag uitgeroep en gesê, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Hoekom is hulle refrein dieselfde? Is lekker om die skrif te lees tot by die refreine. Toep, toep, toep. Hoekom is hy in 1 uur verwoes? Hoekom is hy in 1 uur verwoes? Hoekom is hy so vinnig weg? Hoekom is die mense so hartseer oor die verdwyning van hulle weelde? Want dit was hulle godsdiens. Dink baie mooi daaraan, is vandag nog so. Die Here Jesus sê nie vir daai man gaan verkoop al jou goed en gee dit vir die armes. O nee, wag, dis bietjie swaar. Dis bietjie swaar. Dan sê die Here Jesus baie duidelik, dis baie moeilik vir 'n ryk man om tot geloof te kom. Dis baie moeilik. Dis baie moeilik. Dis amper moeiliker vir hom. En dan gee hy die voorbeeld van die oog van 'n naald. Dis baie moeilik. So, hier is daar niks niets nie. Maar kyk, die roubedryf, daar het jy die beeld gesien van die sak en as. Jy ken dit goed. Wanneer iemand as op die hoof sit, en in sak en as sit, is hulle hartseer. Dis maar net nog 'n wyse wat sê hartseer. En kyk hoeveel keer kom die woord wee voor. Wee is baie hartseer is jy. Baie hartseer is jy. Dis wat wee beteken. Dis 'n verskriklike hartseer toestand. En wat Bybel die hele tyd van hierdie stad sê, jy was so groot en jy's nou vernietig. Jy was so sterk en jy is nou vernietig. Jy was so mooi en jy is nou vernietig. Jy het so baie goed gehad en jy is vernietig. Wat gaan die Here met al die goed van die wêreld doen? Hoor jy die refrein? Alles waaraan ons vashou op aarde sal op die aarde vernietig word. Waar is die skatte waarna ons moet kyk? Het Jesus waarheid gepraat toe hy gepreek het en sê, jou oog moet nie hier wees nie, jou oog moet wees waar jou skat is. Jou skat, daar waar mot en roes dit nie kan verniel nie, waar die duiwel dit nie 'n godsdiens kan maak nie, daar waar hy dit nie kan gebruik vir iets wat jy nie moet gebruik nie. Waar moet jou oog wees? Kyk by op, kyk by op. As hy. Moenie afkyk nie, kyk op. En bly opkyk. Want daar waar die Here is alles lewendig. Daar's nie dood nie. Daar waar die Here is alles heel, nie stikkend nie. En daar waar die Here is daar nie korrupsie nie, maar geregtigheid. Dis die grootste troos van hierdie deel. Almal wat die merk van die dier nodig gehad het, so hulle kon handel dryf en koop en verkoop, het wat gekoop en verkoop? Sien die verklaring van koop en verkoop, want die teks bly vir ons terugbring na wat is die mag van geld werd? Wat is handel dryf werd as dit vir die boosheid is? Niks. Wat sal skeiding maak tussen ons en God? Is daar iets wat ons kan skei van die liefde van God? Nee. Romeine 8 vanaf vers 31. Niks. Daar is niks wat ons kan skei nie. Kan armoede jou skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is? Dis die evangelie, hoor mooi. Kan iets ons skei? Jy gaan nie die merk vat nie, want die Here gaan jou sê wie jy is. Hy gaan jou die merk van Christus gee. En dan wil jy nie kies vir die merk van die dier nie. Hoekom nie? Mense is bang, jy kan kies. Jy kan nie kies nie. Daar is vir jou gekies. Of jy het die merk, of jy het nie die merk nie. Nie daai merk nie, jy het 'n ander merk. Jy het die merk van Christus. Dis of. Skape, hierdie kant, by die merk van Christus. Bokke, hierdie kant, by die merk van die dier. Dis 'n simbool van skeiding. En is al op aarde sigbaar. En kyk na Ragab. Ek wil dit terugbring. Waar het ons van Ragab gelees in Josua 2? Is dit nie die grootste stuk genade van alles wanneer ons kyk? In die muur bly die hoer. Wat? Sy is nie op die bergie. Sy is nie op die draak nie.
Sy is in die muur. En haar naam is opgeteken in die geslagsregister van Juda. Begenadig. Bekeerd. Geregverdig, ongeag van toestand. Want God het kom kies. Nie ons nie. En dan is jy waar die Here jou gevat het. Volmaak op aarde? Nee. Rahab gebroke, stikkend, deel van 'n stikkende geslag, stikkende mensdom, maar by die Here volmaak. Moses volmaak? Nee. Nee. Gebroke, moordenaar, leenaar, een wat worstel, maar by die Here. Die voorbeelde is eindeloos. Ons sien in die eerste deel dan net die oorsig van vernietig en hoekom Babylon gekies is om vernietig te word en hoekom sy haar regverdige oordeel kry. Dan sien ons vanaf vers 9 tot daar waar ons nou gelees het, tot by vers 19, 9 tot 19, die reaksies, 3 reaksies. En nou 'n 4de reaksie. En dis die troosaksie. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Ek gaan net eers so daai vers sê, dan gaan ek die res as 'n geheel sê. Verbly jou oor haar, o hemel. Wie is in die hemel? Openbaring 6 het gesê, wie is in die hemel? Wie is onder die altaar? Die martelare. Hulle wat gesterf het. Wat het ons in Openbaring 11 gesien? Wat gebeur met die wat gesterf het? Hulle sal opstaan in die laaste dag. Reg. Ons het dit daar gesien. Wat is gesê vir die wat in Openbaring 6 onder die altaar is en sê, wanneer sal die oordeel en ons dood wreek? Wel, was dan nie so? Verbly, want God het gedoen wat hy beloof het. Verbly jou verlostes. Dis die eerste saak. Julle het in die hemel is. O heilige apostels, wie verteenwoordig die apostels? Ek gaan nou, hierdie word nou verder vir ons uitgebrei in die volgende hoofstukke. Ek gaan die apostels, is die eerste woord wat jy gaan sien, en ek gaan die volgende woord ook daar sien. Wie verteenwoordig die apostels? Nuwe Testamentiese kerk. Nuwe Testamentiese kerk. Hoekom sê ons dit? Hoeveel kies die Here Jesus? Wat is die getal 12 se betekenis? Volledig, 'n volledige kerk. Reg. So die getal 12 word sentraal van die vroegste tye af gebruik as volledig, né? Al is dit nie 'n simboliese plek nie, as jy 'n simbool moet gebruik, dan sal jy sê, hoeveel soek ek? Geef my 12. Hoeveel klippe is nodig gewees uit die Jordaan? 12. Hoekom? Verteenwoordiging van wie? Israel. OK, soos ons stamme 12 kry, Openbaring 7, stamme 12. Wat is dit verteenwoordigend van die kerk? Veral die Ou Testamentiese kerk en die fokus op die kerk wat die Here gekies het. So hy gee vir ons 12. En daar is 'n belangrike saak. So die apostels was 12 en profete. Hoeveel profete was daar? Baie. Verteenwoordigend van wat is hulle? Ou Testamentiese boodskap. Reg. Wat het die profete verkondig? Dit wat die Here gesê het. Wat het die apostels verkondig? So sê die Here. Vanuit watter kerk het die apostels, die profete verkondig? Ou Testamentiese kerk. Vanuit watter kerk het die Nuwe Testamentiese apostels verkondig? Die Nuwe Testamentiese kerk. Reg. So ons sien dat die Here die kerk bind in apostels en profete. Hy bind hulle in apostels en profete. Waar sien ons dit in Efesiërs? Dink is Efesiërs 2. Aan die einde van 2 wat dit gesê word, apostels en profete. In die lied Gesang 267 in ons boek word sing ons van apostels en profete. Kom uit daardie teks.
spesifiek daardie teks. En apostels en profete sê, apostels is die Nuwe Testament en profete is die Ou Testament. Dis hoe ons dit verstaan vanuit Efesiërs 2. So dis 'n belangrike konteks. Reg. Nou, so daar staan, verbly jou verlostes in die hemel, heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. En dan, vers 21, kyk hierdie prentjie. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meelsteen. Dink aan daai meelsteen wat Samson moes beweeg. Daai vir Samson toe sy oë uitgesteek was en hy moes maal. Daai wat jy loop is 'n groterige meelsteen wat hy moes beweeg. Soos 'n groot meelsteen en dit in die see gegooi word en sê, so met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. As ek 'n groot rots in die water gooi, hoe vinnig sak hy? Hy sukkel nie. Hy sukkel nie. Klein klippies sak 'n bietjie stadiger, maar die groot klippe sak nogal lekker vinnig. En dis hoe vinnig Babylon gaan val. So die prentjie van, wat 'n woord het jy gehoor? Eers het ons gehoor, 1 dag. Toe het ons gehoor, 1 uur, 1 uur, 1 uur. Nog 'n prentjie van daai spoed, groot klip, vinnig. Waar is die meelsteen gebruik in Christus se prediking? Wat het hy gesê, wie gaan 'n meelsteen om die nek kry? Almal wat die kinders tot struikeling bring, sal 'n meelsteen om die nek kry. Hoekom? En dan moet hulle in die see gegooi word, hulle nie kan opswem nie. Hulle moet versuip, hulle moet verdrink. Versuip is 'n goeie woord vir daai. Moenie die kinders verlei nie. Wanneer jy verdrink, want jy meelsteen gaan jy maak dat jy grond toe sak. Jy gaan nie uit die water kom nie, jy gaan verdrink. So vinnig, is die prentjie wat jy moet raak sien, gaan die Here dit voltrek. Jy gaan neergegooi word en nooit meer gevind word nie, want jy gaan nie weer opkom na die bokant van die water nie. 22. En die stem van die siterspelers, wat gaan als verdwyn? Hierdie is slotwoorde, né? So vinnig is, kyk na die klip, hy sak in, daar gaan hy. Jy sien hom nie weer terugkom nie. Wat verdwyn? Groot lang lys. Die stem van siterspelers, sangers en fluitspelers, basseinspelers, sal nooit meer in jou gehoor word nie. Geen klanke meer wat uit jou vreugdevolle stad gekom het nie. Geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. Al die ambagte sal verdwyn, die fynkuns en die grower. En die geluid van die meel sal nooit meer in jou gehoor word nie. Nooit sal jy voedsel meer kan vervaardig nie. 23. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. Dit sal donker wees in jou stad. En die stem van jou bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie. Bruilofsvreugde sal daar nie wees nie. Wat bly oor? Net een bruilof, wat ene? So, wat gebeur met die merk van die diervolgers? Wat 'n bruilof? 0, nie een nie. Merk van Christus, die ewige bruilof van die lam. Ek lees daar in 23, maar ek begin by die begin. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie. Die stem van jou bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. Die woord towery kom baie voor in Openbaring, jy moet dit raak lees. Deur jou towery, met ander woorde, deur die mense te verblind en te sê, die dier wat krag gegee is deur die draak, wat die mag van towery aanbeveel, het julle gemaak dat julle vir die valse profeet gesê het, kyk die wonderwerk op die dier. En die wonderwerk van die dier was die towery. En julle het geloop agter die towery aan. Julle is betower. Hoekom praat Paulus van betower in Galasiërs 3? Julle is betower, want julle glo iets anders as wat Christus julle verkondig het deur ons prediking. Moenie. Die Here is nogal baie skerp op dit. En dan die laaste vers. En die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind. En van almal wat op die aarde gedood is. So daar sluit dit aan. Wees bly. Vers 20 en 24 sit jy mekaar. Wees bly, verlostes. Wees bly,
apostels. Wees bly, profete. Wees bly dat julle bloed gevind is in hierdie stad, want julle is daar vervolg. Want dit is wat Openbaring 11 sê, gaan gebeur. Julle sal in elke stad vervolg word. En dit bring ons by ons vraag. Jy ken die vers ongelooflik goed. Dis daardie bekende Johannes 15, vers 19. Elke keer kom ek terug na die vers toe, want hierdie vers sing so wanneer ons Nigerië en die vervolging van die Christene vandag beleef. In hierdie opstand in Minnesota kry ons wat? 'n kerk wat betogings is in 'n kerk gedoen en erediens is ontwrig. Betogings is in 'n kerk gedoen en sê, dis ons vrye reg om te betoog. En hulle moes die diens stop. Nee. Wat sê die Here? As julle van die wêreld was, Johannes 15 vers 19. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uit verkies het, daarom haat die wêreld julle. Die vraag lui so. Babylon word beskryf as die stad wat vir almal goed was. Dit was egter 'n stad wat net vir die ongelowige bevoordeel het. Dit was nie 'n stad wat die bruid van Christus enigstens bevoordeel en haar goed behandel het nie. Dink aan hierdie beeld in die lig van die moderne tyd en die hantering van gelowiges in hierdie wêreld teenoor die hantering van ander gelowe se aanbidders in dieselfde wêreld. Hierdie onderskeid was deur die geskiedenis sigbaar en is ook vandag. Dink daaroor in die lig van Johannes 15 vers 19. As die wêreld jou liefhet, sal hy vir jou sê, ja, prediker, straatprediker, Engeland, preek maar. Imam, skreeu maar jou saak wat jy wil skree. Nee. Die imam kan skreeu met sy speakers en al. En die straatprediker staan daar op 'n boksie en hy preek en hy sê jy ontwrig die mense in die stad. Dis nie dieselfde nie. Dis Engeland. Selfe gebeur hier. Een kan praat met die ander moet so 'n bietjie stilder bly. As die wêreld ons lief gehad het, sal ons aanvaar het. As nie 'n plek in die wêreld waar die Christen aanvaar word as eerste en welkome mens nie. So dink mooi daaroor, waar bly ons? Ons bly in Babylon. Waar is Babylon nou? So waar gaan ons nou heen? So verstaan nou net baie mooi. Of jy nou hier sit, of jy op 'n ander plek sit, jy is in Babylon. Wat is jou taak waar jy ook al bly? Want ons kan nou vandag hierdie boodskap uitstuur na die res van die wêreld toe, nee, want reg oor hierdie ganse wêreld is hierdie boodskap vandag so waar. Waar bly ons vandag? En waar jy vandag bly, het jy een taak. En dit is om wat te doen. Ons het dit gesing toe ons begin het. Bly volhard soos atlete. Want is God wat die wedloop bepaal. Dis hy wat die eindstreep vir ons wys. Dis hy wat sê, wees bly, want dit is nou verby. Dis wat Openbaring 21 in besonder vir ons gaan sê, ons is nog nie daar nie, maar dis wat Openbaring 21 gaan sê. Maar nou hoor ons wat begin gebeur. As die stad begin brand, moet ons weet. Die stad word afgebreek deur wie? Wag vir die vuur. Dis ons troos, hoor. Wag vir die vuur. Wag vir die onrus. Wag vir die onmin oor die hoervrou. Wag 'n bietjie vir die onmin. Dit is op pad. Wie gaan dit bring? Die Here gaan dit bring. En dis ons troos. 18 en 19, 17 en 18 is nie sulke moeilike hoofstukke nie. As jy kan sien wat sê die prentjie. Dan is dit die prentjie. Dis vandag se prentjie. Almal mense sê maar dis dan die eerste eeu geskryf. Is die God wat hierdie Bybel vir ons gegee het nie wonderlik nie. Dat hy vandag in die 21ste eeu vir ons kan sê wat hy bedoel het in die eerste eeu. Dis nog steeds net soos gister se koerant. Want dit is gister se koerant. Dis vandag se gebeure. Maar die prentjie lyk dieselfde. Die konteks is net nuut. Enige vraag of opmerking? Iets wat onduidelik nog is?
Ons is alweer in die laaste tyd. Ons is sedert die 1ste eeu in die laaste dae. En die Here se dae is nou soos dit is, vir ons van geslag tot geslag half langerig, né? Dit voel half langerig. Maar dank die Here dat dit voel asof dit weer die laaste dae is. Hoekom moet ons bly wees as ons in die laaste dae is? Dat ons kan sien die Here se woord is waar. Volhard net in geloof. Wees maar net, moenie bang raak vir hierdie goed nie. Die Here gee ons die krag.